U wil in aanbidding is, Here. O, Here, U wil aan hulle. O, Here, dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie vir die grootheid. Dankie, Here, vanoggend. Here, seën ons bediening vanoggend, seën die woord vanoggend. Here, seën die woord wat uitgaan. En Here, ons staan by elkeen van ons stil. Here, spreek nie in geestelike autoriteit. Werk my agter die ou ruwe kruis. En Here, spreek in geestelike autoriteit. In Jesus naam. Die kerk sê, Amen. En Amen. En Amen. Los hom. Dat is besig. Prys die Here. Amen. Ek sien die ma's kyk my met sulke groot oë. Wanneer gaan hierdie pastoor net eendag vir ons sê Happy Moedersdag? Die diens is al amper verby en ek het nog nie. Nee, ek het vir julle 2 items wat ek gaan doen. So, kom ons kyk gou na die eerste een. So, ek het net gewag dat die mense inskakel daar by die huis ook. So, welkom aan julle wat daar ingeskakel is, online. Dit beteken jy is op die lig, man. Amen. Vir die mense wat Engels is, you online. Dis is shop online, you are online. Ja, prys die Here, halleluja. Amen. Amen. En vir almal die moeders, almal daar buite. Gelukkige Moedersdag. Heer, gee my geloof soos Sarah se hart, om te bly vertrou wanneer storms my tart. Gee my trane van hoop soos Hannah se lied, dat ek kan bly bid wanneer niemand dit sien. Gee my waagmoed soos Rahab se hand, om op te staan vir geregtigheid in die land. En Deborah se wysheid om sterk te bly staan, wanneer moeilike paaie voor my oopgaan. Voor my Heer, breek my Heer, maak my meer soos U elke dag. Lei my Heer, dra my Heer, tot ek leef net deur die krag. Maak my 'n vrou na U hart, o Heer, met liefde wat dien en genade wat leer. Met hande wat bou en oë wat sien, lewe wat skyn waar donkerte stien. Maak my 'n vrou wat die stem verstaan, wat bly glo en bid en nooit ophou gaan. Heer, ek gee alles wat ek is vandag. Maak my 'n vrou na U hart. Help my soos Naomi om nooit op te gee, en soos Rut getrou deur die jare te leef. Laat ek mense wat ek lief het nooit laat gaan, maar in liefde en waarheid langs hulle bly staan. Gee my Ester se skoonheid wat binne in straal, nie net in die wêreld se tydelike dag. Laat Spreuke se vrou my naam kan gee.
Moedersdag julle. En hierdie Vader, hier is ek om met u te praat. En ek weet u luister, al is dit laat. Ek het so baie om van u te vra. Ek het so baie om aan u op te dra. Maar voordat ek alles voor u neerleg, wil ek net dankie sê. Dankie vir elke dag wat u my wakker maak. Dankie vir elke nacht wat u oor my waak. Dankie vir krag wanneer ek moeg raak. Dankie dat u my in beproewing nooit versaak. Vir vergifnis en genade en liefde onbeperk. Vir hoop wanneer dinge net nie bly werk. Dankbaarheid en oorvloed, Heer, my beker loop oor. En dan ek nie alles weet ek dat u my hart kan hoor. Vader, hier is ek om met u te praat. Wanneer ek iemand mis, help my wanneer ek nie altyd verstaan. En wanneer ek hartseer is, Heer, droog my traan. Help my om altyd in die weë te wandel. Help my om u te vergewe wat my sleg behandel. Ek vra dit als nie net vir my, maar ook vir ander. O liewe Heer, dankie vir u tyd ons praat môre weer. Gloria, halleluja. Prys die Here. En ons kan sê Amen. Amen. Dit is so lekker vanoggend in die Moedersdag. Dit is so lekker om vir die vrouens te sê, luister hierso. Happy Moedersdag. Maar ek is so bly om ook die woord te kan uitdeel. Dis verniet hoor. Prys die Here. Halleluja. Mense, julle moet julle dag nie. Elke vrou moet sy hulle dag nie. So ja. Prys die Here. Vanoggend het die Here nogal 'n skerp woord vir my gegee. Hy pas eintlik vir daardie week wat ek gesê wat ek gepreek het. Ek is wie u sê ek is. Vanoggend is dit wie ons in u is. Wat sê ek? Wie ons in u is. Wat sê ek? Wie ons in u is. Yes, wie ons in u is. Want hoekom?
kan die Gees nie werk nie. Want ons vergeet wie ons in U is. In U is. Prys die Here, hierdie kinders het volgens so lekker saam gewerk. So dit net 'n sweetie. Kom. Ja. Prys die Here. Okay. Dis sien jy se verder. Halleluja. Prys die Here. Amen. Yes. Kom ons begin waar die Here vanoggend met my begin praat het. Want ek het eers hierdie boodskap vanoggend gekry. Spreuke 13 vers 20. En dis amazing. Hoe dieper dit geraak het, hoe meer het die Gees begin kragtig werk. Want hierso in hoofstuk 13 vers 20. Luister wat sê die woord. Gaan met die wyse om, dan word jy wys. Gaan met die wyse om, dan word jy wys. Luister wat ek sê. Nou gaan ek julle leer. As jy wil slim word, gaan saam met die slim mense. Nie hulle wat tegnies is en baie ek praat van slim mense. Gaan met hulle om. Gaan met die wyse saam. Leer by hulle. Dis hoe jy opstel. Dis hoe jy dinge leer. Die Bybel sê vir jou, wie wys is, gaan met die wyse om. En dit is baie belangrik. Nou sê die woord vir ons moet saam met die wyse gaan. Maar kyk ook wat sê die woord verder. Die woord sê verder. Maar hy wat dwaas is, verkeer sleg. Hulle wat nie wil die wysheid hê nie, verkeer sleg. Dinge gaan sleg wees vir hulle, want hulle wil nie slim word. So dit is beter vir ons om op die wysheid te reageer. Vanoggend moet jy leer om te sê, Here, ek soek jou wysheid. Kom, sê dit. Here, soek die wysheid. Ek soek die wysheid. Die Bybel sê, as ons wysheid tekort kom, ons net vir die Here vra, en hy sal ons wysheid gee. En die wysheid leer ons hoe om God te dien met ons hele hart. Hy het sommer net gesê, Here, vir die vrouens nou, gee my die hart van Sarah, gee my die hart van Naomi. Ek weet die baas was in trane gewees oor hierdie som. Maar ok, ek het al 'n dag gemaak. Prys die Here. Vanoggend moet die ma's ook vir die kinders sê, luister hierso. Jy moet agter God se wysheid aangaan. Jy moet die Here dien. Kom ons gaan verder. Hoekom is die wysheid so belangrik? Ek wil nog nie die punt raak wat die Here gegee het nie. Ek wil nog eers 'n bietjie draai. Kom ons kyk gou na Psalm 111. Dis net voor 112. Psalm 111 vers okay, ek het baie om te bly. Vers 10 is ek reg? Ja, vers 10. Die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Luister wat Salomo het ook gesê. Hierso sê die psalmdigter dit ook vir ons. Om slim te wees is om te weet jy moet God vrees. Hoekom vir die Here vrees? Jy moet weet, ons kan nie verkeerd doen nie. God is heilig en wanneer hy heilig is, kan ek nou nie verkeerde dinge doen en sê, Here, ek loof U, ek prys U, want ek lief U. So ek kan nie met my maatjie begin en nou kom sê, ek dien die Here. Ek kan nie kwaad raak wanneer mamma met my raas. Jy het vanoggend gesê, ma skree. Ek kan nie kwaad raak nie, weet jy hoekom? Want die Bybel sê jy moet jou moeder lief hê. So jy mag nie kwaad word. Dis baie moeilik. Dis baie moeilik. Want ma kan skree en klei en sê, maak klaar, ons moet klaar kry. Nee,
Ja, kyk, ek vra vir die kinders en dan weet ek wat hulle huis was. Prys die Here. Dis sê reg nou nie hoor. Maar die ding is, ons moet Jesus lief hê. En as ons Jesus lief het, kan ons nie die verkeerde ding doen nie. Want ons wysheid, dit beteken dit wat ons gekry het hierso, né? Ons verstand sê vir ons kan nie verkeerd doen en die Here wil dien nie. Jy kan nie vanoggend in die kerk wil sit en dan maandagoggend in die bar wil wees. Dit gaan nie werk. Want jy bedrieg jouself en die Bybel sê, as jy dwaas handel, gaan dit sleg. So dit gaan sleg gaan met jou. So die slim mense leer by die wyse. En dis nou eintlik baie, ek kan nog nie die boodskap herinner, want die boodskap is aan hierdie kant geskryf. Kyk verby. Ja, dit is baie moeilik om volgens stil te bly. En dan sê hy, luister wat sê die woord verder. En almal wat dit beoefen, het goeie verstand. Amen. So as jy dit gaan doen, om te sê, Here, ek wil nie sondig nie, ek wil nie verkeerd doen, ek wil nie vir mamma kwaad word nie, ek wil nie met my maatjie beklei, ek wil nie daai verkeerde ding doen. Die Bybel sê, as jy dit doen, en jy beoefen dit is om daai oefening te doen, dat jy nie verkeerd gaan maak, jy gaan nie van maak kwaad word nie. Dan sê die Bybel, jy verstand. Is dit nie awesome? Erkennis, is dit nie awesome? Dit is, kyk hoe praat hy baas, hy gooi net daai oor, dan kyk die kinders, hulle verstaan in detail alles. Prys die Here vir daai woorde. Kom ons kyk gou na Kolossense. Ek draai net gou in die boeke en die boeke voort ek gaan begin preek. Kolossense 2. Dis net daar Openbaar. Vir die wat nie geweet het nie, Openbaring is die eerste boek van die Bybel. Kolossense 2 vers 2. Kyk wat sê hy. En hier begin dit te praat. Julle moet nou slim word, kindertjies, julle moet nou slim word. Wie julle slim wees. Luister wat sê die woord. Dat hulle harte vertroos mag word. Luister, wanneer jy die dinge doen wat die Here wil hê jy moet doen, dat jou hart vertroos moet word. Dis nommer 1. Deurdat hulle saamgevoeg word in liefde. Saamgevoeg word in liefde. Luister nou. Tot alle rykdom van die volle versekerheid van insig. Daar sê. Okay, nou gaan ons begin preek. So die wysheid, dit help nie net jy is slim nie. Dit help nie net jy is slim nie. Jy moet insig hê. En as jy nie insig het, dan kan jy maar slim wees soos jy wil. Ja. Ek kan maar slim wees soos jy wil. Dit gaan nie werk. Die Bybel sê, saam met die wysheid kom die insig. Die Here sê my volk gaan ten gronde, omdat daar gebrek is aan kennis en wysheid en insig. Daar's nie insig. Die mense sien nie die wysheid van God raak. Dis hoekom ek hierdie kinders vanoggend leer. Die wysheid van God is baie belangrik. Jy moet die insig hê. Hoekom moet jy die insig hê, Janita? Kom ek help jou gou. Insig. Slim is om kennis te hê. Insig is om te weet. Insig is om te weet. So, nou wil jy slim wees en jy wil weet. En dit is waar dit dan begin lekker raak in die Here.
Waar skiet ons tekort? Ons weet van die Here, maar ons nie insig. Ons weet van die Here, maar ons het nie insig nie. Ons weet hy het hemel en aarde gemaak, maar ons het geen insig. Die kennis is daar, dat God dit gemaak het, hy het die woord gespreek. Die Bybel sê dit, hy het net woord gespreek, maar dit is al. Verder het ons geen insig van God. So vanoggend moet jy insig kry. Kom ons gaan nog verder. Want, hoekom moet jy die insig hê? Daai vers verduidelik dit vir jou. Hy sê, tot alle rykdom van die volle versekerheid van insig. Nou jy gaan verseker wees, as jy van God weet, en jy ken hom, dat hy jou sal red. Dis nie net van hoor daar's 'n God nie. Nou weet jy van God. Jy weet hy is die hemelse Vader. Jy weet Jesus is weer. Jy weet God is daar vir jou. Maar nou sê hy vir jou, dan het jy versekerheid. Kyk nou, kyk na die laaste gedeelte. Dan sê hy daarso, om die verborgenheid te leer ken van God. Wat beteken dit? Om die geheime wat in die Bybel is, te kan weet, te kan ontdek. Daar's groot geheime in die Bybel. Jesus self het gesê, Vader, dankie, dat U hulle oë verblind het vir die waarheid. Want hulle wil dit nie glo nie. So wat moet ons doen? Ons moet insig kry. Ons moet wil weet, hoekom? Waarom is God lief vir my? Hoekom is die Here lief vir my? Hoekom is die Here lief vir jou? Sit vandag, ek het nou net vandag bedoel, ek het nou nie op haar afgekom nie, maar sit vandag om te kyk of ek enige insig het. Hoekom het God jou lief? Kom jy net, hoekom het die Here jou lief? Dis is vinnig, dan gooi jy vinnig op jou agtervoete. Ja, maar hoekom? Hoekom het hy jou lief? Hoekom het hy jou lief? Dan gaan jy bly vir. Dit is nie om jou vas te vra nie. Dit is nie om jou vas te vra nie. Dit is net om vir jou te wys. Ons het meer insig nodig. Ons het meer nodig. Dit is nie net 'n antwoord te gee nie. Dit is groter as dit, want God is God. Jy kan 'n antwoord gee, maar jou antwoord is nie groot genoeg nie. Want God is groter. Want die Bybel sê daar's verborgenheid wat weggesteek is. Dat die opskrif van hierdie boodskap is, wie ons in U is. Hoekom werk die Gees nie? Omdat ons geen insig het. Ons het geen insig. Ek het dan net daai verse vir jou, dat jy 'n prentjie agtergrond kry. Maar ons is onderstel wie ons in U is. Wie ek in Jesus is. Maar dit is maklik om te sê ek volg Jesus. Die hele wêreld volg Jesus. Maar niemand doen wat die Here sê. Want hulle het nie die insig nie. Hulle kom kort om die Here te dien. Hoekom? Want die insig wil hulle nie hê. En ons moet vanoggend sê, Here, ek wil insig hê. Kom ons gaan nog verder. Kom ek gaan nog een vir julle gee voor te gaan begin preek. Sal probeer tyd op my om op te hou. Ek tog eers begin preek. Daniel, so sal hom oor staan vir volgende week. Kom ons gaan gou na Daniel toe. Kyk wat sê oor sê koning Daniel.
Kyk gou wat sê Daniël vir ons. Nou Daniël is net so net na Jesegiel. 12 is net voordat die Daniël klaar is. Dit gaan die laaste hoofstuk van Daniël wees. Kyk wat sê Daniël 10 vir jou. Leer. Dis hoekom ek leer by die profete, by die koningskinders. Kyk wat sê die woord. Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word. Baie gaan gelouter word. Dit beteken jy gaan skoon gemaak word. Al like jy dit nie. Al like jy dit nie. Hoor wat ek vir jou sê. Al hou jy nie daarvan nie, gaan jy skoon gemaak word. Al is dit hoe seer, gaan jy skoon gemaak word. Jy moet vrykom daarvan. Want hy sê baie. Luister na daai woorde, baie. Die woord praat hierso met ons. Hy sê, baie sal gereinig word, gesuiwer word. Dit beteken skoon gewas word, gelouter word. Dan sê hy, maar die goddelose sal goddeloos handel. En geen een van die goddelose mense sal verstaan nie. So die goddelose gaan nie verstaan nie. Die mense wat nie die insig wil hê nie, gaan dit nie verstaan nie. Hulle wil dit nie hê nie. So wat dit eintlik sê is hulle gaan dom. Hulle gaan dwaas wees. So om die Here te hê, moet jy die Here kan verstaan. En dit is nie net, Here, ek verstaan nie. Dit is veel dieper, want jy moet weet hoekom het hy jou lief. Hoekom het God jou lief? Halleluja. Dat sê die vers verder, en hy sê, maar die verstandige sal verstaan. Dit beteken, ons as kinders van God sal verstaan. As jy agter die hart van die Here aangaan, jy hinker na die insig, na die waarheid, om te wil weet, hoekom, waarom, en al die vrae. En jy begin hinker na die Heilige Gees, na God se woord. Jy word, en jy sê, Here, ek soek meer van U, meer in my lewe, meer van U elke dag. Gee my die wysheid, maar gee my ook die insig, om te kan verstaan. Om te kan weet. Nou begin die preek. Halleluja. Maar die Here het gesê, om te weet, luister nou hierso, moet jy verstaan. Om insig te hê, moet jy weet. En om te weet, moet jy kan verstaan. En om te verstaan, moet jy kan besef, dat dit die waarheid is. So dit is nie net, ek glo in Jesus nie. Dit is veel dieper. Want jy moet weet, jy moet verstaan, en jy moet besef. Verstaan en besef. Dit is eintlik awesome, né? Die Here het dit vir my so uiteengesit. Hy sê, insig kan hê, hoe lief U my werklikheid. Om te kan dink, God het my lief. Maar om te weet, hoe lief U my werklikheid. Om die insig te kry, hoe werklik Jesus my lief het. Nou gaan ek terug na daai 3. Om te weet, te verstaan en te besef. Hoe lief hy my het. Hoe lief hy my het. Kom, eers een. Weet. Verstaan. Ja, jy is verras. Sê dat gou juffrou. Weet, verstaan, besef. Weet. Weet, verstaan, besef. Yes, jy moet dit weet, jy moet dit verstaan, jy moet dit besef. Kyk wat sê
Spreuke 3 vir jou. Spreuke 3 vers 3 en 4. Wat sê hy vir jou? Hy sê vir jou, laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op jou hart. Moenie laat die wysheid en die kennis jou verlaat nie. Moenie laat kennis in jou in die insig. Maak dit vas. Skryf dit op jou hart. Dat jy dit kan verstaan. Hoekom het Jesus my? Want jy moet weet. Mooi Jelita, jy vang hom weg. Prys die Here. Ek gaan jou sweet. Amen. Dankie Here. Amen. Prys die Here vir daai. Dit het mooi saamgewerk. Prys die Here. Dan sê vers 4 vir jou. Dan sal jy genade vind in goeie insig in die oë van God en die mens kry. Baie mense sê, Here, laat ek guns in u oë kry. Hoe gaan jy genade in die oë van die Here vind? Deur insig is om te weet, te verstaan, te besef. OK. Dan sê hy daai vers om in u oë guns te kry, maar ook in die mens. Nou moet jy weet, jy moet verstaan dat ek moet God lief hê. En as ek God lief het, het ek guns by God. En wanneer ek guns by God het, het ek guns by die mens. En dit moet julle ook verstaan. Here, laat hy on in my like. Ja. Juffrou Stokkies. So, nou, wat moet jy doen? Jy moet die Here lief hê. En as jy die Here lief het, dan sal die guns in jou by die mens wees. Dan gaan die Here van self jou maak. Al wat jy moet doen is net die Here. Dit is die insig. Dis hoekom ons tekort vol. Dit is insig. Ek het nou net 'n voorbeeld gebruik met die kinders. Jy moet werk. Kom ons gebruik. Mikael, jy doen verkope. Kom ons draai gou. Louise, jy doen nog verkope. Ek wil hê my besigheid moet goed of ek moet goed verkoop. Hoe gaan ek my goed kan verkoop as ek nie God lief het? Ek moet die insig hê om God lief te hê. Ek moet God kan behaag. Ek moet die Here kan aanbid soos wat hy ek moet hom aanbid. Want as ek dit doen, dan hoef ek nie te worry oor my verkoop nie. Al wat ek doen, ek trust God, want ek het guns by God en die mens. So dan het ek guns by die mens ook. Baie mense sê, Here, laat ek guns by die mens kry. Dit is verkeerd. Kry guns by God. Laat jou insig vandag by God wees. Om te weet, te verstaan en te besef. En as jy jou guns in God het jy outomaties die guns by die mens. So maklik soos dit. So maklik. Jy moet nie anders sê maak jy dit slim nie. Prys die Here. Kyk jy, ek sien jy glimlag van oor tot eer. Nou die insig sê vir jou, weet, luister nou hierso. Weet dat God my liefhet. Weet dat God my Liefhet. verstaan dat God my Liefhet. besef dat God my Liefhet. laat dit in jou hart aanval. Laat dit nou net in jou hart aanval. Weet dat God my Liefhet. yes. Verstaan dat God my Liefhet. besef dat God my Liefhet. smel like kind van my, wat sy weet ek gaan nou vat. Oh man, dat God my lief het. Oh man.
En as ek weet dat God my liefhet, wat sê die woord verder? Jy's myne. Jy's myne. Jy's myne. Klaar. Jy kan maar so op en asper, jy kan tetters gooi, kan doen wat jy wil, jy's myne. Jy kan hom nie saal kan. Jy kan nog uit blok opvat as jy sal, maar jy bly nog steeds myne. Amen. Jy kan gaan net by die bal, jy behoort aan God. Amen. So kom, dit is, ons het guns by God. Jy beskrik kan ek, voel ek hier warm. Ek weet nie of julle iets beleef nie. Maar kom, jy sal warm glo, dit is die Here se teenwoordigheid, dit is die Here se Gees wat wil hê, ons moet die insig ingryp, dit is Jesus wat wil hê, ons moet die insig verstaan en weet, ons moet vashou daar. En ons moet besef dat God ons liefhet. Want as ons weet, God het my lief, dan weet ek, jy's myne. Jy's myne. Die Here het nie baie om vir jou te sê. Hy kan net sê, ja, my. En as jy myne is, nobody can touch you. Amen. Nobody can touch you. Hulle kan wel oorlog maak, hulle kan verloor. Amen. Want jy het al reeds die oorlog. Yes. Jy's myne. Jy's myne. Die woord sê jy's myne. Halleluja. Hierdie is 'n amazing stuk wat die Here gee. Nou sal jy my liefde kan verstaan. Luister nou. Nou dat jy myne is, nou sal jy my liefde kan verstaan. Want jy gaan weet, God het jou lief. Jy gaan verstaan, die Here het jou lief. Jy gaan besef, die Here het jou lief. En nou dat jy die liefde verstaan, nou kan ek hierdie vers weer doen, dat ek net eers so toe gaan. Maar ek sal stadig bly, sodat julle kan opmaak. In die boeke van Johannes 3, vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan, maar die ewige lewe kan hê. En wat nou? Daar's 'n promise, jy gaan die ewige lewe hê, want die Here het my lief. Maar dit het die kinders vanoggend gesê, Here, ek sien u oog al. Sê dit nog maar eens. Laat u oog op my wees, dat ek guns kry in u. Wat het die Here van Moses gesê? Moses het gesê, Here, laat ek guns in u oë vind vandag. Abraham het gesê, Here, laat ek guns in u oë kry. Jakob het gesê, laat ek guns in u oë. En hulle het oorloë gewen. En ek en jy vol short. Ons kan nie eens net so baie vandag. Ek en jy, ons gooi daai tantrums. Ja. Omdat dit net moeilik gaan. Daai ouens het gesê, Here, laat ek guns in u oë. Hoekom? Want jy is myne. Amen. Daai ouens het dit geweet. Ek en jy vol sjok. Omdat ons nie die insig weet, verstaan en besef. Want so lief het God die wêreld. So lief het hy jou. Nou moet jy die liefde verstaan. En jy moet dit weet. En jy moet dit besef. Amen. Hierdie is eintlik 'n amazing stukkie. Ek wil nie klaar maak nie. Kan ek nog so 2, ek het nog 1, 2, 3 verse om te lees. Kan ek aangaan? Want dan is ek klaar met hom.
Ek wil nie 'n 4. Okay. Kom ons kyk gou na Jesaja. En dis net na die boeke van Johannes. Okay, ek krap die Bybel lekker deur mekaar. Moenie jou hoor nie, ek weet wat. Jesaja 43. Kyk wat sê die Here hierso. Ek gaan so lank vers 1 en 2 lees. Maar nou sê die Here, jou skepper, o Jakob, sit in die naam van Jakob. Miguel, sit jou naam daarso. Kyk, hier sit jou naam daarso in daai woord van Jakob. Maar nou sê die Here vir jou, o kykie, Louisa, Miguel, so kan ek julle opnoem. En jou vermeerder, o Israel, wees nie bevrees nie. Ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep. Jy is myne. Amen. Jy, kyk wat sê die woord, jy is myne. Kyk vers 2. As jy deur die water gaan, is ek by jou. As jy deur riviere gaan, sal hulle jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. En die vlamme sal jou nie brand nie. Is dit nie awesome? Jy's myne. So ons moet begin in die insig kry wat 'n Godsin is. Wie se kind is jy? Wie is jou ma? Ja. Wie se kind is jy? Wie se kind is jy? Net soos hierdie kinders dit nou gedoen het, moet ons ook kan weet, ons is God se kind. En wanneer ons weet ons is God se kind, dan hoef jy nie skaam te wees oor ek is 'n kind van die Here. Jy kan maar sê, want die Here sê, jy is myne. En die duiwel weet as die Here gepraat het, is dit myne. Dan kan my hart op hy gaan niks reg kry. Hy ken net jou pad en dis help. Hy kan nie 'n shortcut pad nie. Hy is in 'n stryd. En die vuur brand graaf hom. Die vlamme is hoog. En die vuur wag hom. Ja. Maar ons moet weet, die Here is met ons. Omdat ons guns in die oë van die Here het. Dat ons guns vir die julle moet dit onthou. Julle moet dit besef. Julle moet dit verstaan. Julle moet die insig vandag kan sê, Here, ek neem dit aan. Verstaan jy dit? Amen. Jy's myne. Amen. Miguel, verstaan jy dit? Jy's myne, sê die Here. Kyk gou na Jeremia 31. Jeremia is net voor Psalms. Moenie worry nie, ek krap net die Bybel deur mekaar. Maar Psalm is net na Openbaring. Jeremia 31 vers 3 en 4. Kyk gou wat sê vers 3 vir ons. Die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja. Ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Hoe's God se liefde? Jy's myne met 'n ewige Liefde. Weet jy wat sê ek nou dit? Weet wat beteken ewige liefde? Kom ek help julle dat nou reg. Ewige liefde is liefde wat nooit sal kan stop. Hy het nie 'n begin nie, hy het nie 'n einde nie. En dis hoe lief die Here jou het. Jy's myne, sê die Here. Ons moet daai insig kan inneem vandag. Die Here sê hy jou lief met 'n ewige liefde. Is dit nie awesome? Met 'n ewige liefde. Dan sê hy, daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. En as die Here jou lief het, Miguel, sal net goedheid en guns jou volg.
Want die Bybel sê, hy trek jou met voeding Here. Met sy goedheid. Al wat ons moet doen, ons moet guns in God se oog. Maar nou sê die mense, ja, maar ek wil geseën wees. Dan begin van God se oog. Jy is outomaties geseën. Want die goedheid van God sal jou inhou. Jy hoef nie baie te leer nie. Leer net die Bybel, man. Dus ek kom ek vir julle sê, daar's geheim in die Bybel. Die Here is besig om dit elke week vir ons oop te maak. Elke week is die Here besig om sodat die Gees van God kan werk in ons. Amen. Dan sê hy vers 4. Kyk wat sê hy. Ek sal jou weer opbou. Maar die mense wat gedink het, dit is verby. Die Here het nog nie gesê is verby nie, hy sê hy gaan jou weer opbou. Hy gaan jou weer laat opstaan. Jy gaan weer kan opstaan. Jy sal weer vorentoe kan gaan. Jy sal weer bo kan uitkom. Jy sal weer saam met die Here kan wees. Amen. Maar hierdie keer sal jy guns in God se oë kry. Amen. Guns in die Here. Amen. En jy sal gebou word. En jy sal gebou word. Dis 'n uitgemaakte saak. Kyk jy, wie kan hy woord verander? Niemand. Nou kom ons mismoedig. Nee, dis net menslik, verstaan? Ek vra nie om jou vas te vra nie, ek probeer net vir jou wys. Verstaan? Hoe kom ons dan mismoedig? Hoekom in 'n kwessie van probleme, in 'n kwessie van 'n sekond, verloor ons moed? In plaas daarvan om guns in die oë van die Here. En weet jy, al hierdie ander dinge, hierdie dinge waarmee ons so struggle en moeilik is en alles, is onnodig. Kry guns, sê Here, die vrede is met my, dis die probleem. Begin die Here trust, en jy mos nou insig. Jy mos nou insig. Jy's myne, die Here is so bly oor jou. As jy net kan besef hoe bly is die Here oor jou. Hy is so lief vir jou. Want jy's myne. Dan kan ons sê, Here, ek gee dit vir jou. Dis nou nie die probleem, nie meer myne. Dit is nie meer my probleem, dit is nou nie probleem. Want nou trust ek. Halleluja. Want ek is nou klaar. Ek sal amper klaar. Maar nou sê die woord, ek sal jou bou, nee. As sê die woord, eintlik vir my en vir jou. Ek het jou so lief. Ek het jou so lief. Wow, is dit nie awesome? Jo. Kom ons kyk gou na die boeke van Johannes. Nog 2 om te gaan. Die boeke van Johannes 17. Hier is 'n Moedersdag boodskap. Jy laat by die huis begin geskakel. Hoofstuk 17 vers 23. Wow, kyk hierso. Luister nou. Nou moet jy weet, jy moet verstaan en jy moet besef. Wat moet jy doen? Jy moet weet, Verstaan en besef. okay. Ek en hulle. Dis nou Jesus in ons. Nou sê Jesus, U en my. Ek in hulle, so Jesus in ons, en dan is dit in die Vader. So dan is ons saam met Jesus in die Vader. Luister nou. Sodat hulle volkome een kan wees. Sodat jy
in die volmaaktheid een kan wees. Want die Here maak nie halwe job. Jy's myne. Jy's myne. Jy's myne. Wow. Vanoggend kan ek sê, Here, ek is saam met Jesus. Maak nie saak wat 'n probleem ek het. Maak nie saak waar die Here gaan nie. Ek is saam met die Here. Ek is saam met, ek is net saam, Here. Miguel, ek is net saam. Prys die Here. Dan sê die vers verder, dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos U my lief het. Nou verander die hele prentjie. Nou kyk na die ander insig. Hoe lief het God sy seun gehad? Hoe lief het God Jesus? Dat hulle kan weet dat U hulle lief gehad het, net soos U my lief gehad het. Net soos wat die Here gesê het, jy is myne. Die wolke het oopgegaan en die wolke en daar 'n stem uitgekom wat gesê, jy is my enige gebore seun, in wie ek welbehaag het. As God dit vir Jesus kan sê, en hy het my so lief, soos wat hy Jesus het, hy welbehaag ons. Nou kom ek terug na die boodskap toe van daardie week. Ek kom minag ons onsself. Kyk hoe pas alles weer terug in mekaar. Ons wil ver te kom. Ver te kom. Want ons het nie die insig nie. Dink net vir 'n oomblik, so lief soos wat God Jesus het. So lief het hy jou. So lief het hy my. Daarom het daai kind gesê, Here, ek sien u oog af. Ek gaan nou afsluit, hier is die laaste. Kom ons bly in God vandag. Ek gaan nou afsluit met hierdie woord. Kom ons bly in God. 1 Johannes 4 1 Johannes 4 vers 16. En kyk gou na die skrif. En ons het die liefde van God wat ons het leer ken, geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly in God. Kry die insig daarvan. So bly in God. Wat het ek vir jou gesê? Gaan terug, kry kuns by die Here. So dan bly jy in God. Halleluja. En God in hom. So God in my. Kyk net na vers 17, die laaste gedeelte. Soos hy is ons in hierdie wêreld. Luister nou. Gaan nou terug met jou insig en met jou kennis. Soos wat Jesus was, is ons. Want God het jou net so lief soos wat hy jou lief het. En soos ons nou in die wêreld. Amen. Amen. Kyk die hemel maar daai mic nader gooi. Jy weet dat U daar is vir my. Dat U my eerste lief gehad het. Ja. En ek die kind is. Wow. Ek die kind is. Ek kan maar bid. Halleluja, baie dankie Here Jesus. Ons loof U omdat U die begin en die volëinder van ons geloof is. Here, vanmôre wil ek dit verklaar en net sê, van vooraf is ons verlief op hierdie woord. Van vooraf is ons verlief op God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees. Want dit wat vanoggend uitgegaan het, Here, het ons teruggebring waar ons behoort.
Ons het vanmôre gehoor dat God ons eerste lief gehad het. En daarom het ons 'n rede om U te loof, te prys, hulde te bring, U naam groot te maak. Ek wil bid, Here, en ek wil U vra in die naam van Jesus, dat U ons sal bewaar in hierdie week. Ons sal beskerm sodat dit wat ons aan ander uitdeel, geseënd aan hulle sal wees. So sê ons baie dankie, Here Jesus, dat U ons sal dra en begelei. In die naam van Jesus Christus. Met baie dank sê ek. Amen en amen. Jy dood gegaan. O, dis die battery, sorry. Ja. Okay, ek sal met George. Here, dankie, Here. Halleluja. Wow. Mense, julle daar by die huis, dankie dat julle ingeskakel was. Wees geseën, wees gegroet. Onthou vanaand ons kom saam. Dis om 7:00 vanaand, so tot dan, wees geseën dan. Geseënde mooi wonderlike Moedersdag vir julle.